Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale bediening. My naam is Morne Jacobs en in vandag se Hemelvaart viering gaan ons kyk na Handelinge 1 vers 6 tot by vers 11, die gedeelte van Jesus se Hemelvaart. Ek gaan die 2020 vertaling hierso op die video vertoon en dan gaan ons saam kyk wat ons kan leer uit hierdie gedeelte uit op hierdie spesiale dag wat ons saam as 'n gemeente en as 'n gemeenskap van gelowiges vier. Voordat ons lees, kom ons dank die Here dat ons vandag ook sy woord kan ontvang. Liefdevolle God, Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie spesiale dag weer kan onthou dat alhoewel U opgevaar het na die hemel toe, dat ons werklik nie alleen is nie. Dat U by ons is en in ons woon deur die Heilige Gees en dat ons ook weer vandag bewus kan word van ons roeping om te getuig. En Here, ons dankie dat ons vandag die woord kan ontvang. Dankie dat ons vir 'n oomblik net kan stil word en ons lewens tot 'n stilstand kan bring, om net weer eens te onthou waartot U ons geroep het. Seën asseblief hierdie woord in ons harte, Here, en gee dat ons ook daardeur versterk sal word, bemoedig sal word, daardeur sal groei, sodat ons 'n lewende getuienis kan wees vir U koninkryk. Amen. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Juda en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Hierdie laaste vers is baie belangrik. Die disippels staan daar en hulle kyk op, maar dit is belangrik dat ons nie soos hulle ook dieselfde fout maak om hier op Hemelvaartdag op te kyk na die hemel sonder om uit te gaan na die wêreld toe nie. Hemelvaart klink maklik soos 'n vreemde feesdag. Jesus gaan weg, die disippels staan en kyk op en dan verdwyn hy uit hulle sig. En ons kan maklik dink hemelvaart beteken Jesus is daar bo en ons is hier onder en nou moet ons probeer klaarkom totdat hy weer terugkom. Maar Handelinge 1 sê vir ons iets anders. Dit gee vir ons 'n ander boodskap. Die disippels kyk op na die hemel, maar dan kom die baie belangrike vraag: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hoekom kyk julle na die hemel? En dit is nie 'n vraag wat sê julle mag nie verwonderd wees oor dit wat nou hier gebeur het nie. Dit is 'n vraag wat vir hulle rigting gee, wat hulle rig. Moenie net bly kyk na waar Jesus heen is nie. Gaan leef nou van wat hy vir julle gegee het. Hemelvaart is nie die einde van Jesus se werk nie, dit is die begin. Dit is die begin van die kerk se getuienis in die krag van die Gees. Dis hoekom ons ook nou in hierdie liturgiese jaar na Pinkster, en ons gaan nou kom by hoekom Hemelvaart en Pinkster so naby aan mekaar is, maar na Pinkster gaan ons in koninkrykstyd in, die tyd waarin ons roeping besef om die koninkryk van God te wees. Daardie selfde roeping, die era waarin ons leef is die era van die getuienis, die era van hierdie hemelvaartroeping wat ons uitstuur in die wêreld in. Eerstens beteken die hemelvaart, dit beteken nie Jesus is weg nie. Dit beteken hy regeer. In Handeling 1 word Jesus opgeneem. Dit beteken nie bloot dat hy net verdwyn het nie, dit beteken hy word verhoog, hy word verheerlik, hy gaan na die Vader. Hy neem sy plek van koningskap en gesag in. Die hemelvaart is dus nie 'n verlies nie. Dit is 'n troonsbestuiging. Die disippels verloor nie hulle Here nie. Hulle Here word as koning
bevestig. En dit verander hoe ons vandag na die wêreld kyk. Ons lewe in 'n wêreld waar ons soms magteloos kan voel, veral as ons in 'n tyd leef van oorlog, waar groot wêreldmagte, groot gesagvoerders, mense wat beheer en mag het, besluite neem wat my en jou beïnvloed. En hoe kan ons dan nou opstaan teen hierdie groot magte? Ek dink veral as ons nou dink aan hierdie oorlog tussen die VSA en Iran en hoe dit ons hier in Suid-Afrika beïnvloed. Groot wêreldmagte besluit om oorlog te voer. Dit beteken die brandstofpryse gaan op, dit beteken die ekonomie kry swaar, dit beteken die spanning in gesinne om finansiëel deur te kom is 'n wesenlike realiteit. Maar hierdie gedeelte herinner ons aan 'n ander realiteit, 'n ewigheidsrealiteit. Dink bietjie aan hoeveel wêreldmagte daar al was in die geskiedenis, wêreldmagte en gesagvoerders hier op aarde kom en gaan. Maar die een konstante realiteit wat hierdie gedeelte en Hemelvaart ons aan herinner, is dat Christus regeer. Hy het hierdie troonsbestuiging gehad. Hy is in beheer en daar is niks wat dit kan wegvat nie. Net soos wat wêreldmagte kom en gaan, sal Jesus nooit weggaan nie. Daar is 'n ewigheidswaarheid aan hierdie troonsbestuiging, aan die regering van Christus. En dit is nie eers eendag dat Christus gaan heers nie. Dit is nou reeds. Nou dit beteken hoegenaamd nie alles is volmaak en daar is geen lyding of verwarring of swaar kry of gebrokenheid in die wêreld nie. Maar dit beteken wel dat die wêreld nie sonder God is nie. Dat ons juis in hierdie tyd van lyding en in hierdie tyd van swaar kry, in hierdie tyd van ongeregtigheid, ons roeping kan uitleef, dat ons die voorreg het om die heerskappy van Christus juis in tye van onsekerheid en lyding sigbaar kan maak. Dit beteken die kerk leef nie uit paniek nie. Die kerk leef uit belydenis. Die belydenis dat Jesus Christus die Here is. En hierdie belydenis is nie net woorde wat ons sê nie, dit is 'n toewydingsbelydenis, 'n belydenis wat ons roep na ons roeping toe om volwaardig te lewe as rentmeesters, agente van ons koning. Ons leef in die koninkryk van Christus. Hoe ons dit kan toepas is wanneer ons bid, wanneer ons aanbid, wanneer ons dien, wanneer ons vergewe, getuig, volhard, dan doen ons dit nie met die hoop dat Jesus eendag beheer sal oorneem nie. Ons doen dit omdat hy reeds in beheer is, omdat hy reeds Here is. So hierdie troonsbestuiging en heerskappy van Christus bemagtig ons om getuies te wees. Dit bring ons by die roeping van Hemelvaart. Dit gee nie 'n ontsnappingsroete nie. Dit gee roeping. Die disippels vra in vers 6 hierdie baie belangrike vraag: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel gaan herstel? En dis 'n verstaanbare vraag. Hulle wil weet is nou dat Jesus die dood oorwin het, nou dat daar niks, geen wêreldmagte is wat meer sê kan hê nie, gaan hy nou kom en weer Israel weer great maak, dit is soos daai MAGA, Make America Great Again, is dit nou weer soos 'n Make Israel Great Again wat hulle verwag. En dis eintlik half hartseer na alles wat hulle gesien het wat Jesus doen om 'n nuwe koninkryk aan bewind te bring, het hulle nog steeds hierdie naïewe vraag, hulle kyk nog steeds met hierdie menslike oë van 'n regerder wat weer net vir een bevolkingsgroep, vir Israel, weer gaan oprig en weer gaan heers vir Israel. Maar hy antwoord hulle nie hierso met 'n datum en 'n tyd en sê ja, dit is wanneer dit dinge weer gaan gebeur nie. Hy antwoord hulle deur vir hulle 'n opdrag te gee. Hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En daai getuienis kom met ander woorde nie uit menslike krag uit nie. Dit is die getuienis van die Heilige Gees wat deur hulle gaan leef. Hulle wil weet wanneer gaan God alles voltooi, en dan is Jesus se reaksie dat hy vir hulle wys wat hulle nou moet doen. Nou dit is belangrik dat ons hierdie moet raak sien en ook vir onsself in hierdie tyd moet raak sien. Want ons vra baie keer dieselfde vraag as wat die disippels gevra het. Ons moenie dink ons is beter as hulle nie. Ons vra ook wanneer gaan dinge nou beter word? Wanneer gaan die wêreld regkom? Wanneer gaan God ingryp? Wanneer gaan die kerk weer sterk wees? Wanneer gaan mense verander? Ons het ook hierdie wanneer vra die hele tyd wat opkom by ons.
Nou Jesus gee nie 'n kalender antwoord nie. Hy antwoord met roeping, met bemagtiging. Julle sal my getuies wees. Dit is die antwoord op hierdie vraag. Die mandaat wat na ons kan toe kom, die geleentheid om die verskil in die wêreld te wees. Nou, getuienis is baie belangrik want ons lewe in die era van die getuienis en ons word geroep om te bely dat Jesus Christus die Here is en daaruit vloei 'n bepaalde getuienis. En dit beteken nie net om 'n paar godsdienstige woorde te sê nie. Dit beteken om met my hele lewe, my hele wese te wys, te beliggaam, Jesus leef, Jesus regeer en Jesus bring God se koninkryk naby deur die mense wat hy in die wêreld instuur. Die kerk word nie geroep om hemel toe te kyk en te wag nie. Die kerk word geroep om op aarde te leef as mense van die koninkryk. Die hemelvaart stuur ons. Dit stuur ons na ons huise toe, na ons werksplek toe. Dit stuur ons na ons families, ons gemeenskap en ons gemeente met 'n baie belangrike vraag. Waar moet my lewe hierdie week, in hierdie dag, in hierdie tyd waarin ek geroep is om te leef, getuig dat Jesus die Here is? Nou baie belangrik, hemelvaart laat ons nie alleen nie. Die Gees gee krag. Jesus stuur hulle nie net met 'n opdrag uit nie, maar ook met 'n belofte. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die disippels moet wag, nie omdat hulle nou niks het om te doen het en nêrens heen net om te gaan nie. Inteendeel, hulle het 'n baie pertinente roetekaart gekry dat hulle getuies moet wees tot in die uithoeke van die aarde. En ek en jy is ook volgers van Jesus. Ons is ook disippels. Ons volg in sy voetspore en ons volg as rentmeesters van sy koninkryk. Die kerk se getuienis begin met ander woorde nie by menslike selfvertroue nie. Die disippels, Jesus sê nie, hoorie, julle het nou saam met my beweeg en alles gesien wat ek doen en nou dat julle al die toetse deurgekom het, is julle reg en julle is ready om self uit te gaan en weet, ek sal net hier van die kant af 'n oogie oor julle hou nie. Hulle hoef nie uit eie mag uit hierdie roeping uit te leef nie. So die kerk se getuienis begin nie by menslike selfvertroue nie. Dit begin by die gawe van die Heilige Gees en dit gee vir my en jou vertroosting. Want as ons eerlik is, dan voel ons dikwels onbekwaam. Ons weet nie altyd wat om te sê nie. Ons voel nie altyd sterk nie. Ons geloof voel soms klein. Ons is bang vir weerstand, vir verwerping of vir mislukking. Veral in die tyd waarin ons leef in hierdie prestasiekultuur, het ons hierdie vreeslike druk om great te wees die hele tyd, maar ons kry hierso 'n stuk vertroosting dat dit nie uit onsself uit hoef te kom nie. Jesus sê nie gaan wees my getuies omdat julle sterk genoeg is nie. Hy sê julle sal krag ontvang. Die roeping van die kerk rus dus op die teenwoordigheid van die Gees. En daarom is Hemelvaart en Pinkster bymekaar. Die Here wat opvaar, stuur sy Gees. Die koning wat regeer, bemagtig sy mense. Die Jesus wat uit hulle sig verdwyn, word deur die Gees op 'n nuwe manier radikaal teenwoordig. Dit beteken ons hoef nie te wag totdat ons volmaak is, dapper, geleerd, sterk in geloof, perfek sonder sondes is voordat ons kan getuig nie. Ons leef gehoorsaam, bidend en afhanklik in vertroue dat die Gees ons dra. Met ander woorde, die pressure is af. Ons hoef nie te dink dat hierdie roeping, hierdie gemeenskaplike roeping, afhang van ons menslike tekortkominge nie. Ons kry vertroosting in die belofte van die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in my en jou woon. Die hemelvaart roep ons tussen twee bewegings. Jesus het opgevaar en hy kom weer. Die twee mans in die wit klere sê hierdie Jesus wat van julle af in die hemel opgeneem is, sal net so terugkom. So hemelvaart gee nie net roeping nie, dit gee ook hoop. Ons leef tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms, tussen sy troonsbestuiging en die volle sigbare voltooiing van sy koninkryk, waarin ek en jy die voorreg het om 'n aktiewe rol te speel. Ons hoef nie passief te sit en te wag nie. Dit beteken
Ons is vol verwagting, nie afwagting nie, maar verwagting. Ons werk, ons dien, ons getuig, nie omdat ons dink ons moet self die wêreld red nie. Ons getuig omdat Christus reeds Here is en omdat hy weer sal kom. Hierdie hoop keer twee gevare wel in, wat ons in ag moet neem. Eerstens, dit keer passiwiteit. Ons sê nie Jesus kom weer, so ons hoef niks te doen nie. Ons moenie hierdie prentjie hê van ons sit en wag en eendag sal Jesus kom en ons het niks om te doen nie. Omdat hy leef, word ons juis geroep nou as getuies. Die tweedens, keer dit ook wanhoop af. Ons sê nie alles hang van ons af nie. Die einde behoort aan Christus. Die kerk leef dus met oop oë na die wêreld en oop hande na God. Ons kyk op in aanbidding, maar ons bly nie net staan en kyk nie. Ons word uitgestuur. Ons moenie opstaan en staar en opkyk na die hemel nie. Ons word gestuur in die wêreld in. So kyk op vandag, kyk op hemelvaart, maar moenie stil staan nie. God se koninkryk is 'n koninkryk van beweging. En ons sien dit eintlik al van die begin van die Bybel af, hoe God mense beweeg. Dink selfs aan Adam en Eva, hulle het nie net daar in Eden gebly nie, hulle het uitbeweeg nie. Dink aan Israel se beweging, nê, waar hulle uit slawerny uitgevat is, want daar waar hulle in slawerny was in Egipte kon hulle nie beweeg nie. Hulle kon nie God se koninkryk en sy heerskappy sigbaar maak nie. Hulle het beweeg in die wêreld in. En juist toe hulle stagneer het, toe hulle weggekruip het agter die mure van Jerusalem, is dit juist waar God hulle toe weer beweeg het en hulle is in Babel in ballingskap in. Toe hulle terugkom in van ballingskap af, het hulle aangehou met hierdie kluisenaarskap lewe en hulle het weer eens opgehou beweeg en God het mens geword. Jesus het hierso op aarde kom beweeg. Hy het nie op een plek gebly en gesê ek gaan hierso, 'n kerk begin of 'n sinagoge van my eie oprig en die mense moet na my toe kom nie. Jesus was die heeltyd aan die beweeg gewees. So ons moet onthou vandag, wanneer ons opkyk en onthou van Jesus se heerskappy, want dit is waaroor die hemelvaart gaan. Dit gaan oor Jesus se heerskappy as koning. En kyk ons op in biddende afhanklikheid, in dankbaarheid, dat God by ons is, dat hy nie ver is nie, maar dat hy sy gees in ons is, dat hy regeer, dat hy ons bemagtig en versterk, sodat ons kan beweeg in die wêreld in. En elkeen van ons beweeg in verskillende rigtings in. Nie een van ons se weke lyk dieselfde nie. Ons beweeg by die huis, by die skool, by die werk, in die kerk, in die winkelsentrums en oral waar ons gaan, kan ons hierdie getuienis gaan uitleef in die manier waarop ons ander mense hanteer. Ons kan wys dat die koning wat ons aanbid is anders as die konings van die wêreld. Ons oordeel nie, ons gee genade. Ons kyk met sagte oë, met liefde, met verdraagsaamheid na ander mense. En wanneer ons dit beliggaam, dan vier ons roeping saam as 'n getuienis van die koninkryk van God wat sigbaar word. Kom ons sluit af en dan dank ons die Here dat ons vandag hierdie dag kan vier. Here Jesus Christus, U wat opgevaar het en aan die regterhand van die Vader sit, help ons om nie vas te steek in vrees, verwarring of passiwiteit nie. Leer ons om U koningskap te vertrou, vul ons met die krag van die Heilige Gees. Stuur ons as getuies in ons huise, ons gemeente, ons werk en ons gemeenskap. Mag ons nie net opkyk na die hemel nie, maar ook met geloof en liefde leef op aarde, totdat U weer kom. Amen.